Ons tema vanoggend is die beker wat ek moes drink, het Jesus gedrink sodat ek die beker van genade kan drink. En ons gaan saam lees uit Lukas hoofstuk 22. So julle moet solank as jy julle Bybels hier het, blaai na Lukas hoofstuk 22. Ons gaan daarvoor die gedeelte lees waar Jesus in Getsemane is. So blaai asseblief soontoe. So ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ook vanoggend nie alleen u woord het nie, maar dat ons weet dat u Gees ook hier teenwoordig is in ons harte. En Here, ons weet dat u woord en die Gees het vandag nodig om met elkeen van ons te praat op 'n manier dat ons u stem sal hoor, u stem sal herken, maar bovenal, Here, dat die woord en Gees ons ook sal bring tot by die voet van die kruis. Nou wil ons ook bid vanoggend en vra, bewaar ons van die bose, verlos ons van die bose, Here, wat ons so op dwaalweë vat en ons lewens laat ontspoor. Help ons om gefokus te bly op Jesus wat die begin en volëinder van ons geloof is. Want ons bid dit in naam van Jesus die Here. Amen. Lukas 22 vanaf vers 39. Jesus het die stad verlaat en volgens sy gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as hy mense klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as u wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy al aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê te vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Tot sover. Mens kan jou skaars indink daai belewenis van Jesus in Getsemane. Hierdie gedeelte in Lukas praat dat Jesus letterlik in doodsangs was en dat hy sy Vader gebid het en vra, as dit u wil is, vat asseblief hierdie lydensbeker van my weg. Nou wat is hierdie lydensbeker waarvan Lukas praat? Ons het nie altyd so lekker idee wat dit beteken in ons konteks nie. Maar ons gaan vanoggend juist kyk dat die beker wat ek moes drink, het Jesus gedrink, sodat ek die beker van genade kan drink. Ons gaan vanoggend eerstens kyk na die beker van God se toorn en oordeel. Mense dink baie keer en sê maar, Jesus is mos 'n God van liefde. Ons God van liefde moet nie die sonde so ernstig opneem nie. God moet eintlik maar net ons sonnetjies ignoreer en ons as mense los om in ons sonnetjies te bly voortploeter. Dit kan tog nie so erg wees nie. Maar sonde is 'n aantasting van God se heiligheid en sy karakter. God het vir ons as mense geskep om heilig te wees, soos wat hy heilig is, sê 1 Petrus 1 vers 16. God het vir my en jou geskep om sy grootheid en sy goedheid en sy heerlikheid te weerspieël, dat ons letterlik vir Jesus verteenwoordig, vir God verteenwoordig hier op aarde, sê Genesis 1 vers 27. God het ons geskep om hom te dien en sy gebooie te gehoorsaam, sê Prediker 12 vers 13, om hom lief te hê en in 'n hegte verhouding met hom te leef, Matteus 22 vanaf vers 37, en bovenal om mekaar lief te hê soos wat Jesus ons liefhet, Johannes 15 vers 12. So kan 'n mens verwag dat God gesteld sal wees op hierdie verwagting? Kan 'n mens verwag dat God die volste reg het om te verwag dat ons aan hierdie verwagting wat hy van ons het, waarvoor hy ons geskep het, dat ons daaraan sal voldoen? Ja, natuurlik. God het die volste reg om te verwag dat ons sal wees en voldoen aan hierdie verwagting. Maar wanneer ons as mense dan ons in sonde
ons rug op God draai, wanneer ons in sonde hom begin verlaat, wanneer ons hom met ons monde eer, maar ons harte is ver van hom af, wanneer ons kies om eerder die sonde te doen en met die wêreld te heel as om God se gebooie te gehoorsaam en hom te volg, dan het God immers die volste reg om die sonde te straf, om sy toorn oor die sonde oor die mensdom uit te stort. Nou in die Ou Testament word 'n beeld gebruik om iets van hierdie toorn wat God het oor die sonde van die mense uit te beeld, en dit word gebruik in 'n beeld van 'n beker. Dit word gebruik om sy regverdige oordeel oor die sonde te simboliseer. Byvoorbeeld in Jesaja 51 vers 17 praat Jesaja oor die oordeelsbeker wat in God se hand is oor Jerusalem wat in sonde verval het en hulle rug op God gedraai het. En in Jeremia 25 vers 15 praat Jeremia oor die beker gevul met die toorn van God oor die nasies rondom Israel. En in dan Psalm 75 vers 9 word gepraat van die beker in die hand van God, vol skuimende wyn gemeng met gif vir die goddeloses. So hierdie beker is eintlik 'n simbool van God se oordeel en toorn oor die sonde van die mensdom. En nou lees ons hierso in Lukas 22 dat Jesus daardie donderdagnaand voordat hy die volgende dag gekruisig sou word, dat hy hom saam met sy disippels in Getsemane afgesonder het. Getsemane beteken letterlik parskuip. Dit is eintlik al simbolies dat Jesus daarso in daardie omstandighede eintlik onder hierdie geweldige druk was. En dan het hy geknielig gebid en gesê, Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. En dan lees ons dat Jesus het in doodsangs geraak en nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond geval het. Nou hierdie sweet wat soos bloeddruppels word, in die mediese terme word dit genoem hematitrose. Dit is 'n mediese toestand waarin 'n persoon se bloed of bloedagtige vloeistof via sy sweetkliere uitskei wanneer 'n mens se liggaam onder die uiterste stres verkeer, wanneer jy letterlik in doodsangs verkeer. En hierdie bloedsweet word veroorsaak deur kapillêre rondom sweetkliere wat saamtrek en dan bars. En nou kan jy jouself afvra, maar hoekom was Jesus dan in so geweldige doodsangs dat hy letterlik bloed gesweet het? Want hy het geweet van hierdie beker. Hy het geweet van hierdie beker van God se toorn en wraak. En hier word dit genoem die lydensbeker. Die beker wat veroorsaak dat hierdie geweldige lyding op die ouende gaan volg. Want God gaan alles op een slag, al sy toorn, al sy oordeel op een slag gekonsentreerd net op Jesus laat neerkom. Al die sondes van die wêreld gaan op hierdie tydstip in Jesus se beker land. Hoekom juist Jesus? Want dis waarvoor hy gekom het. Want hy het gekom as mens, want die mens het gesondig en daarom moes die mens gestraf word vir sonde. Maar geen mens sou die toorn en oordeel van God kon dra nie, en daarom was Jesus ook God, sodat hy God se toorn oor die sonde kon dra. En as ons dink, ag weet jy wat, ons ou sonnetjies wat ons pleeg, dit kan nog regtig so erg wees nie. Ons doen nie eintlik so baie sondes nie, doen ons? Maar dit is ons sonnetjies wat Jesus aan die kruis vasgespijker het. Dit is ons sonnetjies wat hom doodgemaak het. As jy nou dink, as jy sê nou maar 70 jaar oud is, en as 365 dae per jaar, en jy het dalk net so
4 ou sonnetjies per dag gepleeg, né? Sonnetjies, ek het 'n ou wit leentjie vertel om my net self te beskerm. Ek het iets nie baie mooi van 'n ander persoon gesê nie. Mens kon dit dalk skinder noem of kwaadpraat noem, of ek het dalk iets gevat wat nie aan my behoort het nie. Is nie so erg gewees nie. Ek was woedend gewees en het geswetsel, gevloek. My ongeduld het na vore gekom. Kan dit regtig so erg wees? As jy dit alles bymekaar begin tel, en sê ek het dalk 4 sonnetjies per dag gepleeg, dit beteken dat ek 25.550 dae se sonnetjies maal 4 gepleeg het. Dit beteken dat ek 102.200 sonnetjies in my lewenstyd gepleeg het, as ek maar net 4 per dag gedoen het. En God se toorn en straf net vir my 102.200 sonnetjies, net myne, so 102.000, het in Jesus se beker gekom. En elkeen van hierdie sonnetjies van my en jou het Jesus doodgemaak. Nou, as ons vanoggend plus minus 60 mense hier is, 60 mense maal 102.200 beteken, net van ons ou klompie hier, het Jesus 6.132.000 sondes in sy beker ontvang. Net van ons klompie hier vandag. En hoeveel mense dink jy, was daar van Adam en Eva af wat gesondig het? En al daardie sondes is gekonsentreer op een slag, net op een persoon, op Jesus. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. En wanneer mens hierdie sommetjies probeer maak, dan kan 'n mens besef hoekom Jesus letterlik bloed gesweet het. Hy het letterlik in doodsangs geleef, omdat God se toorn op hom gekonsentreer sou word. 2 Korintiërs 5:21 sê, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel. Die beker wat ek en jy moes drink, het Jesus namens my en jou gevat. Beker met God se toorn. En hy vat dit op hom, sodat ek en jy deur God vrygespreek kan word. En Jesus dra die volle gewig van sonde aan die kruis, waar hy ook die gevolge van die sonde ervaar, skeiding van God. Hy beleef die werklike Godverlatenheid wat sondige mense verdien. Sy Vader kom en trek eintlik sy vertroostende teenwoordigheid van hom weg daar aan die kruis. En hy laat vir Jesus eintlik alleen aan die kruis onder God se oordeel oor die sonde. En Jesus kan net daar aan die kruis uitroep, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ek en jy nooit deur God verlaat sou word nie. Ek wil hê julle moet luister hier na die lied, en daarna gaan ons 'n seremonietjie hê, en dan gaan die tweede deel van die preek hierna volg. Maar sit en luister net na hierdie lied van Prophet. Sabachthani, gee U nie om dat ek vergaan nie. Eli, hoor die stilte skree. Eli, o my siel, gee mee. Lama Sabachthani, as ek droom, dis glad nie waar nie. Ek is alleen.
Ek is alleen. Ek is alleen. Ek is alleen. Eli, kyk, ek drink asyn. Eli sien die spykerpyn. Lampa Sabbataan. Die groter seer, u is nie daar nie. Eli, hier word ek vermoor. Sonde het my hart deurboor. Lampa Sabbataan. Geen engel wat by my kon staan nie. Ek is alleen. Ek is alleen. Ek is alleen. O, ek is alleen. Eli, hierdie hout maak dood. Eli, alles ek verstoot. Lama Sabachthani, moet die sondaars nie verlaat. Ek is alleen. Ek is alleen. Ek is alleen. Ek is alleen. Lama Sabachthani. Eli, Eli, Lama Sabachthani. As ons weet dat dit wat ons net as sonnetjies beskou, Jesus doodgemaak het, dan is vandag 'n dag ook van berou oor die sondes. Maar ons sukkel soms om regtig ons sondetjies te pinpoint. So ek wil vanoggend vir julle 'n papiertjie uitdeel saam met 'n pen. Die pen wil ek weer terug hê. Ek weet daar's 'n hele lysie van sommer klomp sondetjies wat ons sondetjies noem, maar wat in God se oë sonde is. En ek wil julle so 'n bietjie kyk daarna en dink oor wat daar staan. En terwyl ek gaan vir julle 'n tydjie gee om daarna te kyk en te luister. Die Here lê dalk vanoggend iets op jou hart wat net na jou opspring en sê, Here, ek sukkel hiermee. Maar ek wil vanoggend 'n geleentheid gee dat ek en jy hierdie sondetjies, hierdie sonde wat God deur sy Gees aan ons uitwys, ook vanoggend na die voet van die kruis sal bring. So ek wil dit dalk waag dat jy vanoggend hierdie papiertjie vat wat jy gemerk het. Jy sien daar nêrens 'n plek vir jou naam nie. Dat dit wat jy gemerk het dat jy papiertjie gaan toevou. En dan gaan ek vra, as jy wil, vrywilliglik, dat jy saam met my sal opstaan en dan hier voor na hierdie beker wat hier voor staan, sal kom, en dan kan jy hom opskeer en in daardie beker gooi. As 'n simbool daarvan dat hierdie sondes het in die beker tuis gekom wat Jesus moes drink, die lydensbeker, ter wille van my en jou. En ek gaan voorloop met dit, want die dominee moet voorloop met alles wat hy kan afdik. Maar dat ons dit vanoggend ook na die kruis sal bring. Maar ek wil 'n tweede ding vra waaroor ek ook dalk so 'n bietjie huiwerig is. En dit is dalk dat miskien voel jy of vanoggend saam met my hier te staan en dan hardop
te bely wat op daardie bokant van daardie papiertjie staan. So as jy dalk voel, ek wil vanoggend net my sonde na die Here te bring, dan wil ek vra dat jy saam met my nou sal staan, en dan hardop saam met my hierdie gedeeltetjie, wat daar op jou papiertjie is, sal hardop sê. So as jy wil saam met my staan asseblief saam met my. Dan wil ek hê jy moet dit hardop saam met my sê. Jesus Heer, hier is ek met my sondes. Daar sekerlik baie meer. Ek staan skuldig voor U. Maar ek bring dit vanoggend na U kruis. Ek weet my sonde het U doodgemaak. Ek kom om vergifnis vra. Vergewe my asseblief, Here. Baie dankie, want dis waarvoor Jesus ons nooi. Hy sê as die sonde, die laste jou neerdruk, as dit besig om jou lewe vas te vang en te verwoes, dan nooi hy vir jou, vir my, kom na my toe. Kom na die voet van die kruis. Almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Want dit is juis waarvoor Jesus gesterf het, om vir hierdie sondes van my op die ouene te betaal. En daarom toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy van sy laaste woorde was tetelestai, dit is volbring. Dit beteken, Jesus het alles gedoen wat hy moes doen vir ons redding. Hy het alles gedoen wat nodig was vir ons redding. Tetelestai, dit is volbring. Sit net so en luister na Jan de Wet se lied. Dit is volbring, dit is verby, 'n koning sterf vir jou en my op Golgotha. Het dit gebeur, dit is volbring, niks kan meer keer vir jou en my het hy gelei op Golgotha, ons skuld gedra, nou kan ons leef, ons is bevry, dit het gebeur, dit is verby. Dit is volbring, dit het gebeur, dit is finaal, niks kan dit keer. Die vyand het sy bes probeer, maar dis verby, dit het gebeur. Vir jou en my het hy gelei op Golgotha, my skuld gedra, nou kan ons leef, want ons is bevry, dit het gebeur, dit is verby.
dit is hoekom die ligte aan is. Want daar is 'n nuwe beker, daar's 'n ander beker. Want die goeie nuus is dat die beker van God se toorn en oordeel oor die sonde wat ek moes drink, het Jesus gedrink, sodat ek en jy die beker van genade en redding kan drink. Want hier in Matteus 26 van vers 26 tot 29 is Jesus besig om die nagmaal vir die eerste keer in te stel met sy disippels. En hy gee hierdie ander beker. Die ander beker wat simbool is van God se redding, van God se genade, gee hy aan sy disippels en sê, almal moet daaruit drink. Die bloed, die wyn is die simbool van die bloed van Jesus aan die kruis, waardeur ons gereinig is. En Hebreërs 9 vers 22 sê, byna alles word volgens die wet met bloed gereinig en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie. En daarom skryf Paulus in Romeine 3 van vers 25 as hy sê, God was 'n lang tyd geduldig met ons oor al ons sondes. Hy het ons nie links en regs daarvoor gestraf nie. Maar omdat God regverdig is en dit een of ander tyd moet straf, het hy besluit om ons sondes op Jesus Christus te laat neerkom. God het Jesus gegee as offer, waardeur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Dis die goeie nuus, dis die beker wat Jesus nou aanstuur, die beker van genade. En daarom skryf hy die Hebreërskrywer in Hebreërs 10 vers 14 as hy sê, deur die een offer het Jesus die wat vir God afgesonder word vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Dis ek en jy. Vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Net omdat God vir my en jou tot die dood toe lief het. Net omdat God dit nie oor sy hart kon kry om vir jou en my met die dood te straf in die hel nie. Daarom het hy vir Jesus deur hierdie helse smarte laat gaan. En daarom kom Psalm 103 vanaf vers 8 en hy beskryf hierdie ongelooflike genade wat ons aangebied word. Hy sê barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken nie en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen die hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Dit wat vanoggend hier gebeur het, dis wat God sê. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortreding van ons af. Maar Jesus sê 'n tweede ding vir sy disippels daardie aand. Hy sê nie alleen dat hierdie beker wat hy gee is die wyn teken van sy bloed waardeur ons gereinig word nie, maar hy sê ook sy bloed is teken van die verbond waardeur die verbond verseël word. Nou, ek het nou al vir julle verduidelik wat dit beteken dat 'n verbond verseël word. Dis 'n ooreenkoms wat 'n chap op sit. Of in die ou dae het hulle sulke rooi waks met 'n vuurtjie gebrand, die waks drup op 'n knoop of 'n ding wat verseël word en dan word daar 'n seelring opgedruk en sê dit wat hier in hierdie houer is wat verseël word, dis eg. Daar's niks aangepeter nie. En in die Ou Testament is God se verbond met ons as mense deur bloed bevestig. Eksodus 24 vers 8. En nou kom Jesus en hy sê daar het 'n nuwe ooreenkoms, 'n nuwe verbintenis tussen God en ons as mense ontstaan wat deur die bloed van Jesus bevestig en gewaarmerk word. Dis die beker wat hy aangee. En hy sê so seker as wat jy van hierdie wyn drink, so seker kan jy weet dat die bloed van Jesus nie alleen al jou sondes afgewas het nie, maar dit is ook die waarmerk. Dit is ook die waarborg, die versekering
dat jy in 'n nuwe verhouding met God staan, omdat jy gered is, omdat God jou sy kind gemaak het op grond van wat Jesus gedoen het. Dis alles die werk van God, wat hy vir ons gee, verniet, sonder dat ons het verdien, omdat Jesus die ander beker, wat ek en jy moes drink, omdat Jesus daai beker gedrink het, sodat ons hierdie beker van God se genade en redding kan drink. En daarom kom Paulus in 1 Korintiërs 5 vers 20, en dis wat ek vanoggend vir op jou hart wil hê. Hy sê, ons tree dus op as gesandte van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Dis wat God vanoggend na my en jou kom en sê. Kyk na die kruis. Kyk wat het dit Jesus gekos om van jou sonde ontslae te raak, sodat ek en jy in 'n nuwe verhouding met God kan staan. Moet asseblief nie dat dit ook vanoggend die jou vingers glip nie. Aanvaar God se hand wat hy na jou uitsteek, te sê, ons is weer vriende. Julle is my kinders. Aanvaar dit ook vanoggend. Kom ons bid saam. Here, ons is so bewus ook van ons eie sondigheid. Die sondes wat ons so dikwels mee stoei, maar ook die sondes wat ons so gerieflik wegsteek. Die sondes wat ons baie keer wegpraat asof dit niks is nie. Die sondes waarvoor ons verskoning soek. Maar wat ons weet, elkeen van daardie sondes het Jesus self doodmaak aan die kruis. Maar dankie Here dat daar by U vergifnis is. Dankie dat Jesus dit namens ons gedra het. En daarvoor kan ons net uit ons hart uit vanoggend sê, dankie Here. Dankie dat ek nie aan die kruis hoef te gehang het nie. Dankie vir Jesus. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe as mense wat weet, ons is verlos deur die bloed van die lam. Van die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.